Goeiemôre. Ek wil haar stop, maar ek wil haar ook nie stop nie. Dit is so mooi. Ons gaan 'n paar liedere saam sing, terwyl ons wag vir die laastes om in te kom. Kom ons sing vonk 277, ek dink meeste van julle ken hom daarom. Kom ons sing daar so die 3 verse wat daar is. Volgende lied kom nog uit een van die klein boekies wat ons gesing het jare terug. 'n Pragtige lied, dis 2 versies, kom ons sing hulle albei. Julle het almal die blaadjies gekry by die deure. Neem maar net kennis van 'n paar goeders wat ek uitlig daarso. Vandag se deurkollekte is vir arbeidsbediening. En dan het Tom Polla nou net vir my sy verhaal vertel.
van 'n operasie wat moes gewees het en nie was nie. En hoe dit in goeie meegewerk het. So ons gaan nou maar saam met hom wag. Dis mos al vandag die wagwoord. Wag. Wag tot hulle nou besluit het, daar's weer 'n plekkie oop, wat lyk my eers oor 'n wyle sal wees, maar hy sê in elk geval dankie vir almal se ondersteuning en gebede in hierdie tyd. En dan moet julle net kennis neem, het Willie tog nou vir my mooi gevra, van die geleentheid van Christo en Kobus Snyman. Julle het daarso op die blaadjie is 'n hele advertensie daaroor. So dit is die 9de Mei en julle kry al die inligting daar. Asseblief hulle vra vir die ondersteuning, julle weet. Dit is ten bate, as ek reg onthou, van die uitreik na Malawi toe. Nou ek weet nie wie van julle weet nie, maar Malawi se brandstof vir al hulle diesel is in hierdie stadium die duurste in die wêreld. Die berig wat ek gesien het wat daar gegaan het gesê jy betaal tot R65 'n liter vir diesel. So julle kan dink dat die tripie op Malawi toe het seker beduidend duurder geword soos die brandstofprys gestyg het. So ondersteun maar hierdie geleentheid ook en waar jy kan help maar om hierdie geleentheid te laat realiseer, hierdie uitreik ook na Malawi toe. En dan Lydia Bybelstudie gaan aan hierdie week, die 6de Mei. Ek weet nie of daar 'n gerug was dat dit nie sou nie, maar dit vind nog steeds plaas op die 6de Mei hierdie week Woensdag. En dis wat ek opdrag gekry het om uit te lig. Die res kan julle maar self 'n bietjie gaan lees. Ek wil vanoggend se diens begin met hierdie baie mooi woorde uit Psalm 34. Ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Aan die gemeente van God wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder het en geroep het om aan hom te behoort. En aan almal, waar jy ook al mag wees, waar jy ook al mag bly, wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here en ons Here, genade en vrede vir julle van God, ons Vader en die Here Jesus Christus. Is dit nie 'n wonderlike voorreg om vanmôre hierdie woorde te kan hoor en te kan dink aan 'n menigte van broers en susters waarvan ons nog nooit gehoor het nie. Wat ons nie by name ken nie. Wie se gesigte ons nie ken nie. Wie se omstandighede ons niks van weet nie. Behalwe een ding weet ons, en dit is hoe die hele wêreld het die Here vir hom 'n gemeente saamgestel, 'n kerk saamgevoeg uit die uitverkorenes om sy heilige kinders te wees, geheilig in Jesus Christus. En dat ons deel is van so baie mense waarvan ons dalk nie eens deel voel nie. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here, lied 504. Kom laat ons saam tot Jesus nader met 'n blye uitsig op ons lot. Hy het die heilsplan van die Vader vir sondaars reeds volbring by God. En sy werk van goddelike waarde, deur die eeue met hoop verwag, het hy volbring. Ons staan aan die einde van die Paastyd, ons is op pad na hemelvaart toe, ons is in daardie tyd tussenin van afwagting, wat vir die disippels, as ons vanmôre sal sien, ook nog 'n tyd van onsekerheid was, wat hulle nie verstaan het nie, maar ons vier op die oomblik daardie tyd van groot afwagting. Jesus se werk is volbring en hy gaan terug na die Vader toe en
stuur die Heilige Gees om in ons te kom woon en werk. Kom ons sing hierdie lied tot eer van die Here. Hierdie lied wat ons nou net gesing het, verwys nogal na ons vrese en ons twyfel wat voor die Here oop lê. Maar iets anders wat voor hom oop lê, is ook sonde, die sonde in ons lewens, wat ons nie daar wil hê nie, maar wat nog die geneigtheid het om in te sluip in ons verkeerde gesindhede, in ons verkeerde gedagtes, in ons sondige wee, wat so in stryd is met wie ons regtig wil wees. Want ons sing in hierdie gedeelte, in hierdie lied, sing ons van die Here se genade, en ons spreek die wens uit dat hy by ons sal wees en ons lewens sal gebruik in sy diens, en dat ons in sy koninkryk nuttig sal wees, om nou my woorde te gebruik. Maar ons is in hierdie stryd gewikkel tussen die nuwe mens wat ons is in Jesus Christus en hierdie ou mens wat ons kastei deurdat ons gedurig deur in 'n struik trap van die versoekinge wat hy voor ons lê, van ons gesindheid wat nie die gesindheid van Jesus is nie, en ons wee wat nie die wee van God is nie, en ons sit met hierdie stryd in ons, en ons is nie die enigste wat stryd daarmee nie. In die psalms lees ons soeke mooi gedeeltes in verskeie van die psalms. En in Psalm 51 lees ons: Wees my genadig, o God, in die troue liefde. Wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë.
maar U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil dat ek moet lewe. Neem tog my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek bitter as sneeu kan wees. Skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Nou dit wat ons hier lees, is presies wat Jesus dan kom doen het. Toe hy aan die kruis vir ons sondes gesterf het, het hy ons skoon gewas van ons skuld. Hy het ons gereinig van ons sondes. Hy het ons witter as sneeu gemaak. Hy het in ons 'n rein hart kom skep. Hy het ons gees kom nuut maak, ons menswees kom vernuwe. Dit is die geestelike werklikheid. En die geheim is dat ons moet, soos ek verlede week ook in die verbygaan gesê het, ons moet met geestesoë kyk. Want ons moet ons geloof bou op die geestelike waarheid. Nie op die vleeslike ervaring wat ons het nie. Want ons vleeslike ervaring is anders as die geestelike waarheid. Ons vleeslike ervaring is nog die ou mens, die ou natuur. En al die lelike dinge wat daarmee saamgaan, wat ons moedeloos maak en ons frustreer en ons baie keer laat twyfel oor waar ons staan met die Here, want hy het alles vir ons gedoen en kyk nou hoe lyk my lewe. So die vleeslike prentjie wat ek raak sien in my lewe is 'n ontmoedigende prentjie. Dit maak my moedeloos. Dit wil my soms laat opgee. Dit laai swaar skuldgevoelens op my skouers. Dit laat my wegkyk van die Here af. Want ek wil nie hê die Here moet my so sien nie. Maar die Here kyk nie na hierdie vleeslike prentjie waardeur ek en jy nog verblind word nie. Hy kyk na die geestelike prentjie, die geestelike waarheid van wie ons is in Jesus Christus, dit wat Jesus ons kom maak het. En daarom kan elkeen van ons vanmôre hierdie gebed bid en weet, dit is volbring. Die Here het dit gedoen. Hy het ons kom skoon was. Hy maak ons witter as sneeu. Hy reinig ons van ons ongeregtighede en van ons sondes. Maar omdat ons met hierdie las in ons sit, help dit ons, nie vir hom nie. Dit help ons om ons sondes te bely. Dit help vir ons om dit wat in ons lewens is na die oppervlak toe te bring en voor hom oop te maak dat hy dit kan sien. Want hy sien dit in elk geval, hy sien dit in die diepste van ons wese. Dit help nou, steek dit weg nie. Maar dit help ons as ons sonde bely. Dit gee vir ons die ervaring van 'n nuwe begin, 'n skoon begin. Kom ons sing daardie lied terwyl ons sommer so sit, net daardie versies. Leeg, net met my sonde las hou ek U verdienste vas. Ek kom om vergewing vra, want U het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein, was my heiland en maak my rein.
Here, watter vrede om vanmôre te kan bely, te kan weet, te kan hoor uit die skrif, dat uit u genade u ons kom skoon was het, witter as sneeu kom maak het, in ons 'n nuwe hart van vlees kom gee het, en ons weerderbaar het om 'n nuwe mens te wees, 'n geestelike mens, wat dinge geestelik kan beoordeel, wat geestelike dinge kan onderskei, en geestelik kan kyk, om u te kan raak sien, en die werke wat in Jesus volbring het, kan ervaar. Here, wat 'n wonderlike vrede, om te weet dat die vleeslike prentjie wat ons sien is nie die waarheid nie, maar dat u reeds 'n geestelike werklikheid daar gestel het, waarin ons vrede en rus en hoop kan vind. Here Jesus, dat u reeds die werk volbring het, toe u daar aan die kruis gehang het, dat u die sonde se mag gebreek het, en selfs die dood se mag verbreek het, toe u uit die graf opgestaan het. Here, wat 'n verwagting, dat u weer kom, dat u kom om u kinders te kom haal, na 'n plek wat u vir ons voorberei het, dat ons in hierdie lewe kan lewe met die versekering, dat u by ons is al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Al gaan ons ook deur donker dieptes, is u by ons. Dra u ons, bewaar u ons. Here, en al kan hulle wat die liggaam kwaad doen, ook ons liggame kwaad doen. En al kan hulle ons liggaamlik doodmaak, leef ons reeds vir ewig. Want ons is in die holte van u hand, waaruit niks en niemand ons kan ruk nie. Here, as ons vanmôre hier met hierdie vrede kom stil word, dan is ons gebed dat u ons geestelike oë sal oopmaak om te kan sien. Dat u ons verstand sal verhelder om te kan verstaan. Dat u ons harte ontvanklik sal maak, sodat ons vernuwe kan word en meer na die beeld van Christus omvorm kan word, sodat u verheerlik sal word in en deur ons. Laat die woord dan met elkeen van ons praat, want dit is u stem, gerig tot elkeen wat hier sit vanmôre. Amen. Ons teks kom uit Lukas 24, ek sien hy is 'n bietjie afgesny daarbo, 20 daarvan vers 36 af. Lukas 24 van vers 36 af. En dis nou die gedeelte wat plaasvind nadat Jesus aan die mense wat op pad Emmaus toe was, die twee manne, saam met hulle die pad geloop het en toe nou saam met hulle aan tafel gaan sit het en toe hy die brood breek, toe verdwyn hy uit hulle midde uit en al daardie gebrek aan insig wat hulle gehad het, daardie gesprek wat hulle gevoer het, waar hulle gewonder het, maar wat het nou regtig gebeur? Hulle het dan hierdie verwagting gehad dat Jesus die een was wat sou kom om Israel te red en daar kruisig hulle hom en hulle sit hom in 'n graf en alles is verby. Hierdie twee wat loop en worstel met hierdie innerlike worstelinge, hierdie gedagtes wat hulle het en dan Jesus wat bykom en vir hulle begin vertel, maar dis hoe dit moes wees.
Hoe's julle so kort van begrip? Dit is hoe dit moes wees, en hy vat die begin, en hy gebruik die profete en die geskrifte om met alles vir hulle uit te lê, alles wat van toepassing is op hom. En dan wanneer hulle daar aan tafel sit, en hy verdwyn uit hulle midde uit, dan sê hulle vir mekaar, was dit nie asof ons harte warm in ons geklop het nie. So ergens op hierdie pad van verlatenheid en van worsteling en van twyfel en van onsekerheid moes daar 'n draaipunt gekom het in hulle lewens wat gemaak het dat hulle nie meer hierdie verwarde harte gehad het nie, maar dat hulle gekom het by 'n plek waar Jesus se teenwoordigheid hulle harte warm laat klop het. Totdat hy toe uit hulle midde verdwyn het, en dan gaan hulle dadelik staan daar staan hulle dadelik opgestaan en teruggegaan Jerusalem toe na die disippels toe om vir hulle te gaan vertel. En terwyl hulle nog besig was om oor hierdie dinge te praat, dit is nou oor alles wat nou gebeur het met hulle, staan hy self tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Verskrik en beangs het hulle gedink dat hulle gees sien. Die 83 vertaling dink ek sê spook. Hulle is 'n spook sien. Maar hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete. Dit is ek self. Vat aan my en kyk. 'n Gees het nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Nadat hy dit gesê het, wys hulle sy hande en voete. Omdat hulle dit van vreugde steeds nie kon glo nie en verbaas was, sê hy vir hulle, het julle iets te eet hier? En hulle het vir hom 'n stuk geroosterde vis gegee. Hy het dit geneem en dit voor hulle geëet. Daar's 'n vraag wat Jesus vir hulle vra. Waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op? Natuurlik is hulle ontsteld, want daar's al hierdie innerlike voelinge in hulle harte, en al hierdie verwarring wat hulle ervaar na die kruisiging, van hulle verwagtinge wat nie waar geword het nie, en van die prentjie wat hulle gesien het, wat onvlaardig geruk is, deur dit wat gebeur het, en hulle eie vrees, toe Jesus gevange geneem is, wat gemaak het dat hulle op vlug slaan, om te gaan wegkruip, wat gemaak het dat hulle in 'n vertrek gegaan het en die deur gesluit het, omdat hulle so bang was. So hulle was ontsteld oor al hierdie verwarring en diep emosionele voelinge. En daar was twyfel in hulle hart, want daar was hierdie konflik wat ontstaan het tussen wat hulle gesien het en wat hulle gehoop het en wat Jesus gesê het, en die goed kon hulle net nie bymekaar bring nie. Het was vir hulle te moeilik om die verbande te trek. En dan kom Jesus staan in hulle midde, en dan wil hulle opgewonde raak daaroor, hulle wil bly wees daaroor, maar hulle is nie heeltemal seker, is hierdie nie dalk te goed om waar te wees nie. Is dit 'n gees hierdie? Is dit Jesus? Is dit nie te goed om waar te wees dat hy hier in hulle midde staan, nadat die laaste keer wat hulle hom gesien het, hy nog aan die kruis gehang het nie? Dan vra Jesus vir hulle hierdie vraag, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op? En dis nie 'n vraag wat hy een keer vir hulle vra nie, dis 'n vraag wat hy voorheen ook al vir hulle gevra het, en wat hy 'n paar keer vra. En daarmee saam sê hy altyd vir hulle, moenie bang wees nie. Hy begin, wanneer hy hierso by hulle verskyn, dan sê hy vir hulle, vrede vir julle, want hy wil nie hulle moet skrik nie. Hy wil nie hulle moet spooke sien nie. Hulle moet verward wees nie. Hy begin, wanneer hy daar staan, sê hy vir hulle, vrede vir julle. Bedoelende dat, wees kalm en rustig. Maar daar staan, hulle was verskrik en ontsteld en het getwyfel oor wat besig is om te gebeur. En dan vra hy vir hulle weer die vraag, waarom is julle ontsteld? En waarom kom daar twyfel in julle harte op?
En hy vra dit verskeie kere vir hulle. Dis 'n vraag wat Jesus seker tereg aan ons ook kan stel. Hy kan ook vir ons vra, wanneer jy in daai slegte omstandighede beland, in daardie moeilike tye, waarom raak jy ontsteld? Waarom is daar twyfel in jou hart? Want ek weet nie of dit net ek is nie, maar ek dink dit is nie net ek nie. Ek dink die meeste van ons weet, dat wanneer ons die moeilike tye tref, wanneer ons in omstandighede beland wat vir ons nie sin maak nie, of swaar tye ingaan, wat vir ons bedreigend voel, dan raak ons ontsteld. En dan begin daar baie keer twyfel in ons harte opstaan. Ons wil dit nie daar hê nie. Dis waar my tema vandag ook vandaan kom. Waar is my geloof as ek dit nodig het? Want dit voel altyd vir my dat wanneer ek my geloof die nodigste het, is wanneer dit my die meeste ontwyk. Wanneer dit vir my die moeilikste is om te glo. Wanneer ek juis wil vas staan in die Here, wanneer ek wil glo al sy beloftes wat hy maak en die versekeringe wat hy gee, dan is dit juis die tyd wanneer daai krisis in my tref en wanneer die uitkomste nie is wat ek gedink het behoort te wees nie en wanneer die antwoorde nie kom wanneer ek dink hulle behoort te kom nie, dan voel dit vir my daar staan twyfel in my hart op in plaas van geloof. So dis 'n vraag wat die Here tereg vir ons kan vra. Vraag wat ek baie keer al vir myself gevra het. Waar is my geloof wanneer ek dit nodig het? Hoekom raak jy ontstel? Jy ken mos die antwoorde. Jy weet mos wat sê die Here. Hoekom raak jy ontstel? Hoekom kom daar twyfel in jou hart op? Jy weet mos wat sê die Here. Jy het die Bybel, jy lees die Bybel. Jy spandeer tyd met die Here. Jy het 'n geskiedenis van allerhande antwoorde van die Here op jou gebede, van uitkomste in jou krisisse. Hoekom twyfel jy nou weer? Hoekom raak jy nou weer ontsteld? In Psalm 42 vers 6 skryf Dawid so mooi, hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. En tog is wat ek vind, is die vertwyfeling. Dat ek so maklik kerm, so maklik ontstel raak. Nou, daar's 3 redes hoekom dit gebeur. Daar's 3 redes hoekom dit met die disippels gebeur het. En ek dink daai selfde 3 redes is hoekom dit met ons gebeur. Die eerste rede is hulle het hom nie herken nie. Hulle het Jesus nie herken toe hy daar in hulle midde verskyn nie. Ons lees in Matteus 14, toe sy disippels hom op die see sien loop, dit was nou by 'n ander geleentheid, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. En van angs het hulle hart begin skreeu. Jy kan nie banger word as dit nie, né? Hulle het hard begin skreeu, want dit vir hulle so 'n spook gelyk. En in Markus 6 lees ons ook dat hulle almal het hom gesien en hulle het groot geskrik. Maar hy het dadelik met hulle gepraat en vir hulle gesê, wees gerus, dis ek, moenie bang wees nie. En dan lees ons in ons eie teks van hoe geweldig groot hulle skrik en bang word, want hulle dink hulle sien 'n gees. En ons lees van Maria wat daar in die tuin vir Jesus soek, en wanneer Jesus aan haar verskyn, dan herken sy hom nie. Sy dink is die tuinier. En wanneer hy aan die Emmausgangers verskyn op die pad, herken hulle hom nie. Hulle dink hy is hierdie oningeligte persoon uit Jerusalem, wat nie eens weet wat alles gebeur het nie, in van Jesus se kruisiging nie. So, die een rede waarom ons ontstel raak, en waarom twyfel in ons harte ontstaan, of opstaan, is omdat ons hom nie herken nie.
Ons herken hom nie in ons omstandighede nie. Ons word verblind deur ons omstandighede. Deur die swaar, deur die mense, deur die siekte, deur die pyn, deur alles wat ons aandag in beslag neem, tot so 'n mate dat ons hom nie herken nie, want ons oë moet oopgemaak wees om hom te herken. Ons moet hom geestelik kan raak sien. En omdat ons met vleeslike oë kyk, sien ons hom nie raak nie, want ons is geestelik verblind. En dis wat met die disippels ook mag gebeur. Nou goed, ons weet daar moes iets gebeur het met Jesus se liggaam. Nou, ons weet nie presies wat gebeur het met sy verheerlikte liggaam nie. Ons weet hy het nog steeds die kenmerke van 'n menslike liggaam gehad, in die sin van, soos ons in ons teks ook gelees het, hy kon eet en drink, en Jesus sê self, kom, dis bene, kom druk julle vingers in my hande, voel aan my, kyk na die merke ensovoorts. Maar terselfdertyd het dit die vermoë gehad om te verskyn en te verdwyn, soos ons sien in ons teks en met die Emmausgangers. Een oomblik is hy daar en die volgende oomblik is hy nie daar nie. So ons verstaan nie heeltemal wat hierdie liggaam behels het nie, en tog is dit vir ons duidelik uit ons teks uit dat dis Jesus. In 'n menslike liggaam, al is dit 'n verheerlikte liggaam, het dit die menslike vorm wat daar verskyn voor hulle. Nou dit kan wees dat die disippels hom nie herken het nie, omdat hulle hom nie daar verwag het nie. En ek dink dis waarvan ons ook. Ek dink ons herken hom baie keer nie in 'n situasie nie, omdat ons hom nie daar verwag nie. Ons verwag nie vir Jesus in hierdie krisis nie. Omdat ons oorweldig is deur die krisis, of deur die probleme, of deur die uitdagings, of die pyne, of die wat ook al, of deur mense se optrede teenoor ons, verwag ons hom nie in die situasie nie. Ons word so verblind deur ons regering se knoeiery en deur mense se mislukkings en dienslewerings agteruitgang en mediese dienste wat verantwoordelik is dat ons ly en pyn het wat ons nie nodig het om te hê nie, en medisyne wat ons nie kan kry nie, of wat te duur is, en ons word so oorweldig deur die situasies dat ons verwag Jesus nie meer daar nie. Ons verwag hom nie in die klein dingetjies nie. Ons verwag hom dalk as ons op 'n Sondagoggend hier kom sit. Dan verwag ons hom. As ek eers dalk by die huis tyd op sy sit om met hom te spandeer, dan verwag ek hom dalk. Maar ons verwag hom nie in die bedrywigheid nie, in die besigheid, in die strate nie. Dit kan een rede wees hoekom ons hom nie herken nie. Is omdat ons hom nie daar verwag nie. 'n Tweede ding wat gebeur met die disippels, is hulle verstaan nog steeds nie. Nou dis iets wat gereeld herhaal word. In Lukas 18 lees ons dat Jesus het met hulle gepraat oor wat kom, en dan sê die teks vir ons, hulle het egter niks hiervan verstaan nie. Die betekenis van hierdie uitspraak was vir hulle verborge, en hulle het nie begryp wat hy gesê het nie. So Jesus het met hulle dinge gedeel oor wat kom, maar hulle het dit nie verstaan nie. In Lukas 9, nog 'n end terug, dan staan daar, hulle het hierdie uitspraak, dit was weer iets wat Jesus met hulle gedeel het, nie verstaan nie. Die betekenis daarvan was vir hulle bedek, sodat hulle dit nie kon begryp nie. Maar hulle was te bang om vir Jesus daaroor uit te vra. Maar hulle het dit nie verstaan nie. In Markus 9 lees ons dieselfde ding. Hulle het nie verstaan nie, maar hulle was te bang om hom te vra. Ons verstaan baie keer nie. En omdat ons nie verstaan nie, kom daar ontsteltenis en twyfel in ons harte op. Ons verstaan nie wat is besig om te gebeur nie. En ons het mos 'n geneigtheid om alles te wil verstaan. Ons wil verstaan hoekom doen die Here hierdie ding nou in my lewe.
Ons wil verstaan hoekom laat die Here hierdie ding toe, dat dit gebeur. Ons wil verstaan hoekom gaan dit nou so met ons. Ons wil alles kan verstaan. Hoekom? Dit laat ons veilig voel. Maar nou weet ons, dis iets wat nie sommer gaan gebeur nie. Ons gaan nie alles verstaan nie. Die disippels het eerstehands uit Jesus se mond al die uitsprake gehoor wat hy gemaak het oor wat met hom gaan gebeur op die lydensweg, wat met hom gaan gebeur aan die kruis en die opstanding en die hemelvaart en uiteindelik die Heilige Gees wat kom en die wederkoms. Hulle het alle uitsprake eerstehands uit sy mond uitgehoor en dit nie verstaan nie. En so verstaan ons ook nie alles nie. Ons verstaan ook nie waarom dinge gebeur soos dit gebeur nie. Waarom dinge so lank vat. Waarom die Here se tyd so anders is as ons. Ons verstaan nie. Ons lees daarso met Jesus se opstanding dat Johannes en Petrus het gegaan na die graf toe saam met die vrouens of na die vrouens en hulle het die doeke daar sien lê en hulle het teruggegaan en hulle het vir die disippels gaan vertel. Maar dan sien ons daar, hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dood moes opstaan nie. Nadat hy het hoeveel keer vir hulle gesê het hulle nog nie die skrif verstaan nie. Ek en jy verstaan nie. Daar's baie wat ons nie verstaan nie. En daar's baie wat ons in hierdie lewe nie gaan verstaan nie. Ons gaan nie verstaan waarom die Here op 'n spesifieke manier werk nie. Want hy sê vir ons, sy weë is hoër as ons weë. Sy dade is hoër as ons dade. Sy gedagtes is anders as ons gedagtes. So ons gaan baie dinge wat in ons lewens gebeur nie verstaan nie. Die vraag is, as ek dit nie verstaan nie, beteken dit daar moet ontsteltenis en twyfel in my hart opstaan? Nee, natuurlik nie. Ek kan nie die vrede in my hart afhanklik maak net van alles wat ek verstaan nie. Want daar's te veel wat ek nie verstaan nie. Ek gaan nooit vrede in my hart hê as dit afhanklik is van wat ek verstaan nie. Maar een van die redes hoekom die disippels ontsteld was en twyfel in hulle harte opgestaan het, was omdat hulle nie verstaan het nie. En dis een van die redes waarom daar ontsteltenis in ons eie harte opstaan en twyfel in ons eie harte ontstaan. Is ons verstaan nie. En ons wil verstaan. En 'n derde rede is hulle het hom nie geglo nie. Selfs in Matteus 28, net voor Jesus hulle uitstuur, dan staan daar in vers 17, toe hulle hom sien het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Hulle het hom aanbid, hoewel party getwyfel het. En in Lukas 24, eentjie voor ons teks, lees ons van Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus en 'n paar ander vroue saam met hulle. Hulle het hierdie dinge aan die apostels vertel, dit wat hulle nou gesien het, die leë graf. Maar vir die apostels het hierdie woorde na leeupraatjies geklink en hulle het die vroue nie geglo nie. Daai tyd was 'n vrou se woord was nie dieselfde gewig as 'n man se woord nie. Ek dink baie keer vandag is dit andersom. Maar 'n vrou se woord was nie die gewig gedra wat 'n man se woord gedra het nie. Hulle kon ook as getuies dien altyd nie, want vrouens is nie geglo nie, net soos kinders. En daarom luister die disippels daar in hulle vrees en angs toegesluit in die kamer, luister hulle na die vrouens se weergawe en besluit dit klink na leeupraatjies, hulle kan nie glo nie. In Markus 16 lees ons, toe het hulle gehoor dat hy leef en toe hulle hoor dat hy leef en sy hom gesien het hulle dit nie geglo nie.
Hierna het hy in 'n ander gestalte aan 2 van hulle verskyn terwyl hulle op die pad was na die platteland, dis nou die Emmausgangers. Hulle het dit vir die res gaan vertel, maar dit het hulle ook nie geglo nie. Later het hy aan die 11 verskyn terwyl hy hulle vir ete aangeleen het. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hulle hart, omdat hulle die mense wat gesien het dat hy opgewek is, nie geglo het nie. En dan ken ons Thomas se verhaal. Nadat al die disippels vir Thomas gesê het, Jesus het opgestaan, hy het in ons teenwoordigheid kom verskyn, sê Thomas nog steeds, voor ek nie aan hom vat nie, voor ek nie my vingers in sy hande druk en die gate in sy voete sien nie, glo ek nie. Hulle het hom nie geglo nie. En weet julle, ek dink, dis een van die redes waarom ons ontsteltenis in ons harte beleef. En hoekom twyfel in ons harte opstaan. Want ons glo hom ook nie altyd nie. Ons glo nie wat hy vir ons sê nie. Ons glo nie dat hy vir ons sê, hy's by ons nie. Ons glo nie wanneer hy sê, hy laat alles ten goeie meewerk vir diegene wat hom liefhet nie. Ons glo nie dat hy gesê het, hy is by ons al die dae tot aan die volëinding van die wêreld nie. Ons glo dit nie altyd as hy vir ons sê, al gaan ek deur 'n dal van donker dieptes, doodskare weer. Hy is by my. Ek sal geen onheil vrees nie, want hy is by my. Ons glo nie altyd nie. Ons glo nie dat hy vir ons sê, julle hoef nie te bekommer oor wat julle sal sê wanneer julle voor mense gebring word nie, want ek sal die woorde in julle mond lê. Die woorde sal vir julle gegee word. Ons glo net dood eenvoudig baie keer nie. Ons glo hom nie. Ons glo nie die beloftes wat hy gemaak het nie. Ons glo nie die versekeringe wat hy gegee het nie. Ons twyfel. Ons wil sien voor ons glo. Waarom waarborg Jesus se teenwoordigheid nie altyd rus en vrede nie? Om hierdie 3 redes. Om hierdie 3 redes. Is Jesus in ons midde vandag hier? Ja. Hy sê so. Of jy hom nou beleef, of aanvoel, of sien, of is nie relevant nie. Hy is hier. En as jy nou hier uitstap, en jy het pyn, is Jesus daar? Is hy die geneesheer? Is hy die een wat alles ten goedelik meewerk? Is hy die een wie se genade vir jou genoeg is? Ja. Ons glo dit nie altyd nie. En daarom, omdat ons Jesus nie herken nie, omdat ons hom nie verstaan nie, en omdat ons nie aan hom glo nie, of glo wat hy sê nie, daarom waarborg sy teenwoordigheid in ons lewe nie altyd rus en vrede nie. Dis nie dat hy afwesig is nie. Hy is hier en hy sê vir ons, ek skenk julle my vrede laat ek vir julle na. Dis nie 'n vrede van hierdie wêreld nie. Dis 'n vrede wat oor jou hart en gedagtes waggel. Dis 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat nie onderwerp is aan jou situasie nie. En jou aanvoelings nie. En wat jy ook al moet verduur nie. Dis 'n versekering, 'n belofte van sy teenwoordigheid by jou. Maar as ek dit nie glo nie, en nie verstaan nie, en as ek hom nie herken nie, kan sy teenwoordigheid nie vir my rus en vrede bring nie. Waar is my geloof as ek dit nodig het? Want Jesus sê vir Thomas, nadat Thomas nou sy vingers in Jesus se hande gedruk het, en Thomas dan uiteindelik sê, my Here en my God, skielik glo Thomas, want hy het gevat, hy het sy vingers in Jesus se hande gedruk, en skielik het hy geglo,
En gesê, my Here, my God, dan sê Jesus van Thomas, glo jy omdat jy sien. Sy geseënd is die wat glo, wat nie gesien, wat nie sien nie, en tog glo. Want geloof is nie iets wat altyd met Thomas, soos met Thomas op 'n oomblik gebeur nie. Dis 'n proses wat groei deur al my ervarings en my kennis wat ek opgedoen het. As ek gaan kyk na my verlede, waar die Here gesorg, waar het hy ingegryp, waar het hy voorsien, waar het hy gered, waar het hy genees, waar het hy versterk. Het hy dit gedoen soos ek gedink het hy gaan dit doen? Nee, meeste van die tyd nie. Het hy dit gedoen toe ek gedink het hy moet dit doen? Baie keer nie. Het hy dit gedoen? Ja. En daardie ervarings bou my geloof. Dis 'n doelbewuste keuse om God te kan raak sien. Dis 'n doelbewuste soeke om te verstaan. En dis 'n groeiproses om te glo. My geloof maak saak. My geloof maak saak. Want dit verhinder dat daar ontsteltenis en twyfel in my hart opstaan. Hoe reageer Jesus op die disippels se ongeloof? Of klein geloof, of hulle twyfel? En ons lees 'n paar insidente daarvan en ek som dit vir julle op. Op 'n tydplek het hulle aangevat daaroor. In Markus 16 staan daar, hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hulle hardheid van aard. Omdat hulle die mense wat vir hulle vertel het opgestaan nie geglo het nie. So hy het hulle verwyd vir hulle ongeloof. Maar wat doen hy? Hy sê vir hulle, kyk, moenie bang wees nie, kyk na my. Hy wys homself vir hulle. Hy vertoon homself as vlees en bloed wat hier voor hulle staan, met 'n liggaam waarin hulle kan vat. Hy kom Thomas tegemoet en hy laat hom sy vingers in die wonde steek. Jesus reageer op ons ongeloof nie met verwyd nie. Nie met as dit ons afskryf of kritiseer nie. Dis nie wat hy wil hê nie. Hy soek nie in ons lewens ongeloof nie. Hy wil nie hê na alles wat hy vir ons gedoen het en gesê het, moet ons nog steeds twyfel en ontsteld raak nie. Hy wil hê ons moenie bang wees nie. Hy wil hê ons moet vrede ervaar, want dis wat hy vir ons gegee het. Hy wil hê ons moet in hom rus vind, want dis waartoe hy ons genooi het. Maar as ons dan nou twyfel en ontsteld raak, dan reageer hy met meegevoel. Want daar was 'n oomblik wat hy ook ontsteld geraak het. Onthou julle? In Getsemane, toe hy ook ontsteld geraak het. En daar was 'n oomblik wat hy God ook nie kon sien nie. Toe hy aan die kruis gesê het, my God, waarom het U my verlaat? Hy reageer as ons hoëpriester met meegevoel vir ons ontsteltenis en ons twyfel. Wat nie beteken ek kan daarin bly voortleef nie. Wat beteken ek moet ook by 'n plek kom soos Thomas en sê my Here en my God. Al het daar ontsteltenis opgestaan en al het daar twyfel ontstaan in my hart, moet ek by die plek kom waar ek sê my Here en my God. O Here, hierdie wete van ons ontsteltenis en ons twyfel wat so maklik in ons lewens na vore kom, maak ons nederig. Maak ons soms moedeloos. Laat ons wonder oor waar is ons geloof wanneer ons nodig het. Here, dankie vir U liefde en genade en barmhartigheid
Wat maak dat U ons nie wegstoot en verwerp omdat ons nie glo nie? Omdat ons in U twyfel nie. Maar ons gebed vandag is, Here, laat dit nie so aangaan nie. Help ons om U raak te sien in elke situasie. Nie net raak te sien, Here, te herken. Om U te herken vir wie U is. Om U te herken vir die een wat die bron van al ons hoop en al ons beloftes is. Die bron van genade en barmhartigheid en liefde. Here, help ons om U te herken. En in die mate wat dit U wil is, dat ons sal verstaan. Dat al verstaan ons nie, U nog steeds in beheer is. U nog steeds soewerein is. U nog steeds dinge laat ten goeie meewerk vir ons. U nog steeds besig is om U plan in vervulling te bring. Al is U weer so verhewe bo ons en ons U gedagtes so anders as ons en dat ons nog steeds kan verstaan. U is die God wat ons in Jesus Christus U kinders gemaak het. Vir wie U kosbaar is. Help ons om nie soos Thomas te twyfel nie, maar te glo, nie omdat ons sien nie, maar op grond van wat U sê, op grond van ons ervaring, op grond van die beloftes. Laat ons glo, sodat hierdie ontsteltenis en twyfel nie meer in ons harte sal opstaan nie. Amen. Kom ons eer die Here met ons offergawes. Here, baie dankie vir die seëninge wat daagliks ons lewens vul. Dat U op wonderbaarlike maniere en op alledaagse maniere voorsien en sorg. Sodat ons kan getuig van U goedheid en van U genade. Ons bring dan ook hierdie offer vanmôre voor U. As 'n offer van dankbaarheid. 'n Offer vir U koninkryk. Waardeur U naam verheerlik moet word. Laat dit so wees, deur die kerk en deur die Gees. Amen. Ons slotlied is 519 en die tema van hierdie lied is wees stil en weet. Wees stil en weet. En daarmee saam gee die Here vir ons 'n openbaring van wie hy is en 'n openbaring van wat hy doen.
maar die tema is wees stil, en weet, want dis wanneer ons stil is en weet, dat ons nie ontsteld sal raak, en die twyfel nie in ons harte sal opstaan nie. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal.